Vandag is kinders van die Here cheerleaders in wickedness. You know die ding, Vader sê vir my toe ek met atletiek begin, een van die reëls, ons het nou die jaar gepraat oor laws, mense is so keen om vir jou te sê, jy is lawless, ek meen jy is wat noem ons sê, jy is weties, ja, mense is so keen om vir jou te sê, jy is weties, ek is weties, because if you have Lord Jesus Christ, you can't be other than being a law-abiding citizen or citizen of heaven. Jy moet die wet lief hê. Jy moet nie om righteous te word nie, omdat jy righteous is. Right? Dit is hoekom ons wette nodig het en dit is hoekom ons wette lief het. Van ons vereenselwig onsself met Here Jesus Christus en hy het gesê wat my Vader sê, dit sê ek. Wat my Vader doen, dit doen ek. Is dit die submission 100% onder die wet van Vader God nie. Ek het hier sê nie. Hy het al wat hy sê, as my sê. Ek move nie, as hy nie move nie. Ek doen nie, as hy nie doen nie. As hy nie los nie, klink dit nie soos los nie. Die Here sê vir Israel, ek sit voor julle hierdie wette. Deuteronomium 28. Aan die een kant sê hy, as julle al hierdie goeders doen, gaan julle geseën wees. As julle nie hierdie goed doen nie, dan gaan julle vervloek wees. Dink jy daai goed apply nie vandag in ons lewens nie? Mense is so keen om te gebruik grace en wrongly so. Die lewe van Here Jesus Christus is daar vir ons om sonder effort te lewe in lyn met die lewe van Vader God. Ons moet meer as projekteer die lewe manifesteer waar ons kom. Die lewe van Here Jesus Christus wat lig is, reflekteer. Hy sê dan ons is die lig van hierdie wêreld. So hoekom reflekteer ons nie lig nie? Hoekom dryf ons nie duister weg nie? Hoekom is ons deel van die duister? Daar's op 'n punt waar Paul die gelowiges aanpraat van Galatians en hy sê, ek het hierdie wickedness nie eens gesien tussen die heidene of tussen die sondaars nie. Vandag is kinders van die Here cheerleaders in wickedness. Ons set die standard van wickedness rather than to set the standard of righteousness and holiness. Ons moet terugkom na ons fondasie toe. Hier is die ding, die fondasie is solid, but be careful how you build on it. Right? Gaan jy bou met strooi, dis Bybels, right? Bou jy met strooi, gaan dit verbrand word, van alles word getoets. Remember, ek het vroeër hierdie week vir julle gesê, alles gaan getoets word. Of dit nou die woord van God of die woord van mens is, alles gaan getoets word. Alles, and it's a beautiful thing. Van wanneer dit getoets word, met vuur, dan gaan dit of verwoes word, of dit gaan gepurify word, as dit gebou is met goud of silwer. So is 'n beautiful ding vir ons, sodat ons siele gered kan word aan die einde van die dag. Sien God se kommitment teenoor ons. Ek wens dat ons kan dieselfde kommitment hê teenoor hom. As jy weet wie jy is, begin wandel jy met 'n different intensiteit. Heel ander intensiteit. Jy is doelbewus en doelgerig oor elke besluit wat jy maak in jou lewe. Elke ding moet saak maak. Jy gaan nie net omdat jy hoor, hoe daar's 'n vibe, nou gaan ek. O, daar's lekker, nou gaan ek. Jy gaan nie, jy deny jouself dinge. Hoekom? Speer International en Speer SA
Speer SA, Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round-off kursus kom doen hier by Speer International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. Van Here Jesus Christus wat jy gevind het, is alles vir jou. As jy jou hand in die ploeg gesit het, dan kan jy nie terugkyk nie. Dan sê Here Jesus Christus, as jy nie werd om my te volg nie. En jy is bewus daarvan. Elisha moes hy keuse gemaak het om te sê, hoorie, ek sacrifice hierdie oxen en al die klasoetjies en ek volg Here Jesus Christus. Ons het 'n keuse vandag om te sê, ons return to the origin en ons bou met Here Jesus Christus. As hy nie bou nie, te vergeefs bou die bouer. Dis die amazing ding, wanneer ons met hom bou, dan instruct hy ons. En hy gee vir ons advies oor wat is die beste materiaal om te bou op die solid foundation. So, voordat jy begin bou, vra jy die Here, waar begin bou ek, hoe begin bou ek, met wat begin bou ek? Elke ding in jou lewe. Commit your ways to the Lord. Dis nie jou lewe meer daai nie. Ek was op 'n punt waar ek myself baie jammer gekry het. En die Here sê vir my, you have the life of Christ. Hy het nie gekom en in my pity party gekom join en gesê, ag toe maar, dit sal regkom. Nee, you have the life of Christ. So wat sê hy vir my? Skrik wakker. Romans chapter 8 sê, those who are led by the Spirit of God are the sons of God. Those who are led by the Spirit of God are the sons of God. In diezelfde Romans chapter 8 sê, dat creation awaits with earnest expectation the revelation, the sons of God. It's time for us to wake up. Dit is wie jy eerste is. Jy's eerste 'n seun van Vader God. Corinthians 5:17. When anyone is born to Christ, he is a new creature. Behold, all have become new. All things have passed away. Behold, all have become new. Ons ways moet different wees. Ons way of thinking moet different wees. Ons kan nie meer dieselfde wees nie. Baie mense jag die gawes na en hulle vergeet om seuns van die Here te wees. That's the most important part. Jy kan nie vir mense gee wat jy nie het nie. Ek dink nou die dag terwyl ek bid aan Moses. Hier sit hy met ek weet nie hoeveel Israeliete nie, wat hy lei in hierdie wildernis, wat so wederstrewig is. Ons dink ons het dit moeilik. Ek kan nie eers imagine hoe dit was vir 'n Moses nie. En nog steeds is hierdie die man wat in daai dispensasie uitroep en sê, Here, wys my u glorie.
Die man wat vir 40 dae en 40 nagte tyd in die teenwoordigheid en die sanctuary van die Here bestee, en hy het nog steeds 'n dieper begeerte na die Here. Ons mis baie uit, omdat ons double-minded is. Ek het vroeër gesê, die Bybel sê, double-minded man is double-minded in all his ways. Vroeër het ons ook in Timothy gelees, in die week, waar die Bybel sê dat godliness with contentment is great gain. Onthou ons dit nou. Godliness with contentment is great. Hou op soek na die dinge van die wêreld. Soek Here Jesus Christus. Soek hom terwyl hy te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Exercise yourself. Weer ook wat ons gelees. Exercise yourself to godliness. Because physical exercises will profit you a little, but exercise to godliness is profitable now and in the time to come. Dis 'n amazing ding. As 'n mens kyk na, ek wat byvoorbeeld 'n atleet is en wat oefen, as ek kyk wat het daai toewyding geproduce, dan wil ek dink, wanneer ek begin wandel, at least met dieselfde intensiteit as wat ek atletiek gedoen het, of wat ek atletiek doen, met die Here Jesus Christus, wat die uitkoms dan gaan wees. It's amazing. The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoonverslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus, en dan kan jy hom aanneem, en uit Miracle Place uit, the Miracle Place, vat ons die mense, en ons oorreed hulle, of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie, en 'n bietjie 'n stapie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied, is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom, en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook, en as iemand siek is, kom daai 2 dae, en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Imagine, wat gaan gebeur? Imagine, jy staan elke oggend op. En byvoorbeeld, ek het 45 minute gegaan draf, partykeer 40 minute in die oggend. Imagine, jy staan elke oggend op, spandeer 45 minute, 40 minute met die Here. Imagine jy doen dit. Ek het op 'n stadium 3 sessies 'n dag gedoen. Imagine, daai tyd wat ek spandeer in physical exercise, draai ek om, en ek sê, hier is my program. Ek gaan 3 keer 'n dag met die Here tyd spandeer. Tyd om te luister, tyd om te spandeer in sy woord, net om fellowship met hom te hê. Imagine, ek begin doen dit. Hoekom is ons bang om dit te doen? Hoekom is ons bang om daai commitment te maak? Hoekom? Jou grootste obstakel is niemand anders as jouself nie. Niemand nie. Ons kan dit doen. Ons kan dit doen. Alright, hier's 'n challenge. Hoekom nie net 1 keer 'n dag tyd te spandeer met die Here nie? 10 minute, 5 minute, doesn't matter. Hoekom nie net 1 keer 'n dag tyd te spandeer? Hoekom wag vir Sondag? Remember, ons het gepraat van, dis die fondasie wat die Here hiermee wil deel. Maar om terug te kom daarna toe, is daar 'n plan. En hy plan, hy weg, as Jesus Christus. Maar ons moet onsself commit tot hom.
Vader God gaan nie vir ons forsie. Alles is daar. Maar as jy nie begin eet van die lewende brood nie, dis dit jou storie as jy malnourished is. As jou storie is niemand se storie nie. Niemand kan geblame word omdat jy nie committed is nie. Die Here wil 'n relationship met elkeen van ons hê. Met elkeen van ons, nie deur my nie, nie deur hom rooi is nie. Hy wil met elkeen 'n relationship hê. Hy wil hê elkeen moet hom hoor vir homself. Hy wil dit hê. En ons werk is om julle na hom toe te point. En te sê, hy is die oorsprong. Hy is die oorsprong van jou lewe. Niemand of niks sou op hierdie aarde gewees het, as dit nie was van Here Jesus Christus. En nie amazing ding is, ons het dit opgemors, maar hy kom weer en hy sê, now I'm gonna pay the price for you all. Ek kom restore julle weer terug. Daai glorie wat julle verloor het, kom restore ook weer. Die Bybel sê, as ons sons is, dan is ons heirs of God. Romans chapter 8. Now heirs, co-heirs with Lord Jesus Christ. Is dit nie 'n amazing status om te hê nie? Dit is eintlik 'n status wat jy beyond hierdie leeftyd kan saamvat, maar ons, die Bybel sê ons moet ons mindsets op dinge sit, op dinge daarbo en nie dinge hier op die aarde nie. Die oomblik as jy hy switch begin maak, dan change jou wêreld. Iemand vertel een keer 'n storie van 'n arend wat tussen die hoenders groot geraak het. En hoe hy ook soos die hoenders, dit wat op die grond is, gepik het en gekrap het en gesoek het, totdat hy ultimately eendag gesien het, daar is wesens soos hy of soos dit wat deur die lug vlieg. En besef het maar, hoorie maar, ek is veronderstel om daar te wees. En toe hy eventually begin vlieg, dan het sy perspektief verander. Jy beperk jou perspektief en jou persepsie omdat jy geset is op die verganklike dinge. Wat groot lyk, dit wat die duiwel gekom offer het vir Eva, het groot gelyk in daai oomblik in. Maar dit is niks in vergelyking wat Vader God hulle geoffer het nie. En Here Jesus kom en hy kom bied weer vir jou dit aan en hy sê, hierdie is wat ek vir jou gee. Jy kan nou lewe en lewe in oorvloed hê. Jy kan nou lewe van 'n plek van oorwinning af, eerder as 'n plek van defeat af. Sê die Bybel nie vir ons dat we are more than conquerors in Lord Jesus Christ. We can do all things through Christ who strengthens us. Maar ons soek nog steeds om gecertified te word deur die wêreld. Ek moet nou eers hierdie en die achieve, en hierdie institusie moet nou eers dit en dit en dit sê, nou is ek confidence om te wandel. Nou het ek 'n beter sien oor myself, of 'n siening oor myself. It can change. Nou, hierdie oomblik kan jou wêreld verander. Hierdie oomblik kan die koers van jou lewe verander. Dan sit jy nog steeds in hy selfde stoel, selfde omgewing, maar die omgewing van jou mind het verander. Die Bybel sê, as a man think, so he is. Die is alles los, wat Vader God daar gestel het. As jy nou meer lief vir die law. Alright? As law is wat het work is. As a man think, so he is. Jy kan nie supersede jou gedagtes nie. Die way hoe jy praat, die way hoe jy wandel, dit kom van daar af. Die Bybel gaan verder en hy sê, out of the fullness of a man's heart, the mouth overflow. Julle sien waarna ons moet gaan, na die root van alles, en nie symptomaties dinge probeer regmaak nie. Ons moet teruggaan na ons fondasie toe, en begin herbou, slaan al hierdie mure af in tradisies en false religion, en begin rebuild your life.
submit to Lord Jesus Christ. Laat hy u help om u lewe te herbou. Mag die Here u seën. En het was wonderlik om met u tyd te spandeer. Vrede in die naam van Jesus as ons maak. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank. Of jy kan vir 'n beraader kom leer. Jy kan vir 'n evangelis. Jy kan jou bekwam om vir God te werk. Jy kan ook 'n gap jaar vat. Maar nou het ons ook gap seisoene. Dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels. By School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm. Stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.